Amen. As jy jou Bybel saamgebring het, wil ek dit mooi vra dat jy dit vir my oop sal maak, daar by Lukas 22, die evangelie van Lukas 22, en ons gaan saam lees, so vanaf vers 35, Lukas 22. Ek praat vanmôre met jou oor die tema, my twee swaarde, of die twee swaarde, en wil ek bietjie met jou gepraat vanmôre oor Palm Sondag, want vanmôre is dit Palm Sondag, die begin van Paasfees. Die dag toe ons Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker, in Jerusalem ingery het, en die mense en die kinders die palmtakke op die grond neergegooi het, en hierdie is die begin van die Paasfees. Dit is die begin van een van die grootste en die wonderlikste gebeurtenisse in elke gelowige se lewe. En op hierdie dag, Palm Sondag, het daar 'n paar dinge gebeur, en ons gaan nie vanmôre by dit stil staan nie, maar ek dink vanmôre aan dat die verlosser, die koning van die konings, 'n donkie kies om Jerusalem in te ry. En dit sê net weer vir my, dat dit gaan oor die nederige hart van die koning, wat 'n dienskneg kom word het, wanneer onder ons kom woon het, en dit nie roof geag het om sy koninklikheid prys te gee, sodat ek en jy vanmôre lewe en lewe in oorvloed kan geniet nie. Dis ook die dag waar die fariseërs vir Jesus gesê het, maak die volgelinge stil, en Jesus sê, ek kan nie, want as hulle stil bly, sal die klippe uitroep, Hosanna, Hosanna, aan hom wat in die hemel sit. En vanmôre wil ek vir jou vra, moenie stil bly nie, moenie swyg nie, moenie dat die klippe jou werk doen nie, maar roep uit, sodat elke mens op hierdie aarde sal weet, dat ons koning lewe. Dis ook die dag waarop Jesus die disippels gestuur het om die voorbereiding te doen van die Pasga, wat later die groot en heilige nagmaal geword het. Dis ook die dag wanneer Jesus die tempel skoon gemaak het, so 'n baie belangrike dag in ons Bybel en ons geskiedenis, Palm Sondag. En dan, tussen al hierdie bedrywighede, het Jesus nog steeds tyd gehad om vir 'n oomblik met sy disippels te kan gesels, en dis juist hier in Lukas 22, wat Jesus so bietjie met sy disippels op hierdie Palm Sondag gesels, en wil ek bietjie met jou praat oor hierdie woorde wat Jesus op daardie dag vir sy disippels, maar ook vir die kerk van Jesus gegee het. Nou onthou nou, die emosies was 'n bietjie hoog tussen hierdie disippels. Hulle het gehoor dat Jesus sê, dat hy moet weggaan, dat hy gaan moet sterf, en dat hy die prys moet betaal. Hulle het nie mooi geweet hoe dit gaan werk nie, maar hulle was bekommerd, hulle was hartseer, daar was 'n geskoktheid binne in hulle, want hulle het nie regtig geweet wat hulle moet verwag, en wat van hulle gaan verwag word nie. En dan kom Jesus in Lukas 22 vers 35, en hy praat gou met die disippels, en hy hoor wat sê, en hy sê toe vir hulle, toe ek julle uitgestuur het sonder 'n beurs en 'n reissak en skoene, het julle iets kort gekom? En hulle antwoord en sê niks nie. En toe sê hy vir hulle, maar nou, wie 'n beurs het, laat hom dit neem, en ook 'n reissak. En wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en 'n swaard koop. Want ek sê vir julle, dat dit wat geskrywe is, nog aan my vervul moet word. En hy is saam met die misdadigers gereken. Want ook aan die dinge wat betrekking het op my, kom daar 'n einde aan. En hy sê, en iemand sê vir hom, Here, kyk, hier is daarom 2 swaarde. En hy antwoord hulle en sê, dit is genoeg. Die laaste vers sê, en hulle sê vir hom, Here, kyk, hier is 2 swaarde. En hy antwoord hulle en sê, dit is genoeg. Ek praat vanmôre met jou oor die tema, die 2 swaarde, en die Here het regtig iets besonders in hierdie week aan my geopenbaar rondom hierdie vers, en ek wil dit vanmôre so 'n bietjie met jou kom deel. Nou, kom ons begin voor. In vers 35 kom Jesus en hy sê vir sy disippels, kan julle onthou daar in Matteus 10 vanaf vers 5, in die begin van ons bediening, het Jesus sy disippels uitgestuur en gesê, gaan verkondig die evangelie aan die wêreld. En dan sê hy vir hulle, moenie 'n beursie vat nie,
moenie 'n rugsak vat nie, moenie eers skoene saamvat nie, moenie geld saamvat nie, want die arbeider is sy loon werd. Jesus sê, ek stuur julle in, wees so versigtig soos duwe, en hy gee vir hulle hele preek daardie dag, maar hy sê, julle hoef niks saam te vat nie, want daar waar julle kom, sal die mense vir julle sorg, die mense sal vir julle goed wees, die mense sal julle met oop hande ontvang, so julle hoef niks saam te vat nie, maar hy sê, as julle by 'n plek kom, en die mense aanvaar julle nie, stamp die stof van julle voete af en gaan verder. Dit beteken net, dat Jesus het gesê, dat vir die disippels sal daar gesorg word, en dan vra hy vir hulle, het julle iets kort gekom? En dan antwoord die disippels vers 35, Here nee, ons het niks kort gekom nie, ons het nie 'n beursie gehad nie, ons het nie 'n rugsak gehad nie, ons het nie skoene gehad nie, maar daar was vir ons voorsien, ons het niks kort gekom nie. En dan kom Jesus in die volgende vers en dan sê hy, maar, ek hou van 'n woordjie maar beteken, dat jy moet alles vergeet, wat voor die tyd gesê is. En nou sê Jesus, maar, met ander woorde, luister mooi, dinge het nou verander. Dinge gaan verander. Dit gaan nie meer so veilig wees nie. Dit gaan nou begin gevaarlik raak. Jesus sê, hoor gou mooi, ek het julle in die begin gestuur met niks. Maar nou het dinge verander. Die wêreld weet nou wie's ek en die wêreld haat my en omdat die wêreld my haat, gaan hy disippels haat. En nou sê Jesus, hoor gou mooi, as jy 'n rugsak het, moet jy jou rugsak nou saamvat. As jy 'n beursie het, moet jy dit saamvat, want die mense gaan nie nou meer vir julle lief wees nie. Hulle gaan nie die evangelie net so maklik aanvaar nie. Hulle gaan nie openlik wees teenoor julle nie. Onthou die fariseërs en die sadduseërs was teen Jesus en teen Jesus se bediening. En onthou daar was vrees gewees. En Jesus sê, hoor gou mooi, as jy 'n rugsak het, moet jy hom maar pak en jy moet hom saam met jou vat. As jy 'n beursie het, sit geld in hom, sit hom in jou sak en vat hom saam met jou. Maar Jesus sê 'n wonderlike ding. Hy sê, as jy nie 'n swaard het nie, kry een. Dit sê vir my, dat Jesus was so 'n bietjie bekommerd oor sy disippels wat agterbly. Dit gaan nie meer so maklik wees nie. Dit gaan nie meer so lekker wees nie. Kry vir jou 'n swaard. En dan gaan Jesus verder en hy sê 'n baie oulike ding. Hy sê, as jy nie 'n swaard het nie, verkoop eerder jou kleed en kry 'n swaard. Dis hoe belangrik dit vir Jesus was. Nou stop gou. Onthou die disippels en elke inwoner van daardie stad het 'n kleed gehad. Sy kleed was een van sy waardevolste besittings. Dit was nie net 'n dun kleed nie, dit was nogal 'n redelike dik kleed. En hierdie kleed het sakke gehad. In hierdie kleed het hy sy beursie gesit en kon hy hom toeknoop en kon rowers dit nie gryp nie. Daar was dalk 'n pakkie vir 'n selfoon en 'n pakkie vir die huis se sleutels en 'n sakkie. Hoe kry my hart? Jou kleed was belangrik. En jou kleed was gemaak volgens die stam waarin jy was. So daar was 'n sekere goue of 'n blou draadjie in om te sê jy behoort aan hierdie familie of aan hierdie familie. En as jy 'n priester of 'n profeet was, dan was jou kleed ook 'n spesifieke kleur gewees. Dit het jou geïdentifiseer wie jy is en jou op 'n plek gekry wat mense respek vir jou gehad het. En wanneer jy dan in 'n plek kom waar jy nog nooit was nie, dan het hulle sommer aan jou kleed gesien, dat hierdie is 'n man met geld, hierdie was 'n man met status, en hulle het geweet om hom met daarvolgens te hanteer. Wanneer die disippels in die nag gaan slaap het, dan het hulle hierdie kleed gebruik as 'n kombers en hulle met hierdie kleed toegegooi. Kan jy sien, die kleed was baie belangrik. En nou kom Jesus en hy sê, hoor mooi, as jy nie 'n swaard het nie, verkoop dan eerder jou kleed. Maar jy moet 'n swaard hê vir die tyd wat voor lê, want dit gaan moeilik wees. Jesus sê in vers 37, hulle gaan ons sien as misdadigers, hulle gaan ons lewe soek, hulle steen ons, en hoor gou mooi, bitter min het verander tot nou toe. Ek en jy is nog steeds die disippels van Jesus, en ek weet nie of jy agtergekom het nie, die wêreld hou nie so baie van ons nie.
Die wêreld wil heeltyd 'n stok in ons speek steek, sodat ons momentum moet verloor, en hy wil ons joy steel, en hy wil alles by ons vat wat vir ons mooi en goed is, want die wêreld hou nie van jou nie. En nou kom Jesus by die disippels en sê, dat as ek nou weggaan, bly julle alleen. Onthou, hulle is ook nie eers met 12 nie, hulle is nou maar 11. En die disippels was bang geweest. Kan jy onthou? Toe Jesus sterf, toe gaan sluit die disippels hulle toe daar in die boefvertrek, sodat niemand naby hulle kan kom nie. Kan jy onthou hoe bang was Petrus? Hy het tot Jesus verloon, so bang was hy. En nou is hulle Heer en hulle meester, die leier van die groep is ook nog weg. En Jesus sê, hoor mooi, dit gaan moeilik wees daar buite, en ek wil jou raad gee, kry eerder 'n swaard. Jy gaan 'n swaard nodig hê in die tyd wat kom. Nou, baie interessant. Een van die disippels roep uit en sê, Jesus, hier's daarin 2 swaarde. En Jesus sê, dit is genoeg. En toe ek dit lees, toe besef ek, sjoe, hier's iets dieper. Onthou jy daarin, in Matteus 26 vers 47, kom Judas en hy soen Jesus en Jesus word gevange geneem. En die Bybel sê, dat daar was 'n menigte soldate saam met Judas. En jy moet dit gaan lees by die huis, hy sê, en elkeen het 'n spies, en elkeen het 'n stok gehad. So kom ons sê, daar was 200 soldate, dan praat ons vanmôre van 200 swaarde, en 200 stokke, en die disippels sê, Jesus, ons het daarin 2. Nou ek weet nie van jou nie, 2 swaarde teen dalk 200 beteken niks. As hulle daarom 11 swaarde gehad het, een vir elke mens, was ek dalk bietjie gerus. Maar Jesus sê, weet julle wat, 2 swaarde is genoeg. En terwyl ek hierdie gedeelte lees, is die Here besig om met my te praat, want hoor vanmôre, daar's 'n oorlog wat ek en jy hier buite voer, en 2 swaarde is vanmôre genoeg. So 'n bietjie interessantheid. Die swaard wat hierdie disipel uitgeroep het, word genoem die Magaira swaard, of die gladius swaard. Dis waar die woord gladiator vandaan kom. Dit was nie daar die groot lang swaarde nie, daar die lang swaarde was die swaard wat die koning gebruik het, en die voorste ry soldate, want hulle het koppe afgekap met daardie lang swaarde. Hierdie was net so oor die 600 mm swaard, 'n swaard met dubbele snykante. En hierdie swaard was gebruik om naby oorlog te voer. En hoor gou wat ek vanmôre vir jou sê, jou vyand is nie ver nie, jou vyand is reg rondom jou. En Jesus sê, 2 van daardie swaarde is genoeg, want hulle was nogal lekker lig gewees. En as jy agter iets wegkruip, dan het jy net 2 dinge gedoen met hierdie swaard. Jy het gesteek en gesny, en gesteek en gesny, en gesteek en gesny. En die disippels het almal, toe hulle klein was, geleer hoe om met hierdie Magaira swaard te kan werk. Jy het nie koppe afgekap nie, jy het gesteek en gesny, en jy het in die maag gesteek, en dan het jy al die organe oopgesny, en binne oomblikke het jou oppositie, jou vyand neergeval, want die pyn was te groot. En Jesus sê vir sy disippels, as julle 2 van daardie swaarde het, dan is ons in goeie company. Kan ek gou iets vir jou lees? Matteus 26, kom ek vertel dit vir jou. In Matteus 26 is Jesus in die tuin van Getsemane, jy ken die storie. Iewers skielik is Judas daar met klomp soldate en hulle wil Jesus gevange neem. En toe onthou een van die disippels dat Jesus het gesê, ons gaan 'n swaard nodig hê. En wat maak hy disipel? Hy pluk vir hom uit en hy begin kap, en hy kap die diensknegt van die hoërpriester se oor af. En ek dink hy was nogal heel chaff met homself, want Jesus het mos gesê, ons moet swaarde vat, ons moet iets kry om mee te veg, en ek dink hy het gesê, Jesus, ek het dit reg gekry, ek het een onder die knie gekry, en Jesus sê, hoor hierdie verskriklike woorde, hy sê, sit jou swaard weg. En dan skryf die volgende woorde, almal wat deur die swaard opneem sal deur die swaard sterwe. En vir 'n oomblik sê ek, Here, ek verstaan nie. U het nou net gesê, julle moet 'n swaard kry. Verkoop jou kleed en kry 'n swaard. En toe die disipel die swaard uittrek, toe sê Jesus, sit die swaard weg. Ek verstaan nie. Here, is hy besig om uit 2 monde te praat? En die Here gee vir my 'n openbaring. En hoor, is net my openbaring. Dat Jesus het nie net
van 'n fisiese swaard gepraat toe hy vir sy disippels sê, jy moet 'n swaard kry nie. Toe hy vir hulle gesê het, verkoop jou bokkleed en kry vir jou 'n swaard, het Jesus nie net van 'n fisiese swaard van 600 mm gepraat nie. Jesus het van 'n geestelike wapen gepraat. Onthou die Bybel sê dat Jesus kon 12 legioen engele kry om Judas uit die plek uit te vat. Hy kon 4 uit die hemel uit gebid het om die soldate dood te maak. Jesus het nie 'n swaard nodig gehad nie. Jesus het nie eers 12 swaarde nodig gehad nie. Hy het die Vader aan sy kant gehad en hy sê vir sy disipel, sit weg daardie swaard. En die Here begin met my praat. Kom ek lees vir jou gedeelte. Efesiërs 6 vanaf vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Jesus het geweet dat jy 'n fisiese swaard nodig, maar in hierdie oorlog waarin hy is, het hy 'n geestelike swaard nodig. Hoor gou vir my mooi, Jesus wil sy disippels dalk iets leer, dat ja, jy het 'n fisiese swaard nodig, om te steek en te sny, maar sonder 'n geestelike swaard in hierdie oorlog gaan jy dit nie maak nie. En ek weet nie van jou nie, ons is almal in 'n oorlog, ons het almal 'n vyand en die vyand, ons is nie met sy planne onbekend nie. Hy wil steel en hy wil slag en hy wil verwoes. Hy wil jou vreugde steel. Hy is die vader van die leuns. En Jesus sê, kry vir jou 'n swaard. En vanmôre, hier in die begin van Paasfees, hier op Palm Sondag, wil ek vir jou sê, dis reg, 'n fisiese wapen vir 'n fisiese geveg, maar 'n geestelike wapen vir jou geestelike geveg. Wat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Jesus se stryd was nie teen Judas en die Fariseërs nie. Sy stryd was teen die Satan wat sy lewe wou neem, maar hy het nie geweet dat Jesus sy lewe gegee het en niemand sy lewe kon neem nie. Hoor gou wat sê 2 Korintiërs 10 vanaf vers 6. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie na die vlees nie. Want die wapen van die stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om die vestings neer te werp. Wat se vestings? Die vestings van die Satan, die vesting wat die duiwel gebruik om my en jou te neergedruk te kry en 'n oorlog teen ons te voer. En Jesus sê jy het 2 swaarde nodig in hierdie geestelike stryd. Want hoor gou vir my, dit wat op die oomblik in jou lewe aan die gang is nie teen vlees en bloed nie. Dis nie vlees en bloed nie. Hier's 'n bose mag rondom ons wêreld en die wêreldheersers van die duisternis en hulle wil nie hê dat die kinders van die Here moet bo uitkom nie. Hoor jy my vanmôre? En daarom moet ons ophou om fisiese gevegte te veg en in die gees die geveg begin veg. Kyk so 'n kort videoetjie in die week van 'n man wat nie in God glo nie en hy's 'n satanis. En hy maak so 'n kort videoetjie en hy wys hoe die demone en hoe die Satan-aanbidders oor Paasfees vloeke uitspreek oor dorpe en oor stede. Want hierdie is die grootste gebeurtenis. Die vyand het nog nooit opgehou om Jesus se lewe te soek nie. En toe hy Jesus nie kon kry nie, wat maak hy? Hy begin die disippels, hy begin die kinders van die Here, hy begin die kerk aanval. En vanmôre wil ek vir jou sê, dis reg, beklei jou gevegte met 'n fisiese wapen, maar jy het 'n geestelike wapen nodig om deur hierdie geestelike oorlog te kom. Ek sê weer, 2 Korintiërs 2 vers 1 sê, dat ons is nie met die vyand se planne onbekend nie. Ons weet wat die vyand soek. En vanmôre kan jy sê, ja, ek weet waar is pastoor heen, hy's op pad na die wapenrusting toe. Nee, ek gaan nie, maar hoor gou mooi, die wapenrusting het 'n paar ding, die gordel van die waarheid, die borswapen van geregtigheid, die skoene van bereidwilligheid, die skild van geloof, die helm van verlossing, en dan op die einde sê hy iets, hy sê, maar daar's ook 'n swaard. Daar's ook 'n swaard van die gees. Met ander woorde, daar is iets in die gees rondom die swaard wat ek en jy vanmôre moet hoor, want as ek en jy ons geestelike swaarde het, gaan ons die oorlog wen. Kan ek gou sien, wie se in 'n stryd? Kom aan. Sien net pleks op nie. En terwyl ek voorberei, sê ek, Here,
wys my dan hierdie 2 swaarde. Net 2 swaarde. Here, U sê 2 swaarde is genoeg en ek weet dit werk nie so nie, maar hoor vanmôre my hart. Jy het 2 geestelike swaarde nodig om hierdie geveg te veg. Eureka, net 2. Nie 5 of 6 nie, net 2. En dit is maklik om te onthou. Die eerste swaard is die swaard wat Jesus gebruik het. Ek lees dit daar in Markus 14:23 en kom ek lees dit gou vir jou. Hy sê, en toe kom hulle in 'n plek waarvan die naam Getsemane was. En hy sê vir sy disippels, sit hier, ek gaan bid. En hy neem toe Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom en hy begin ontsteld en benoud te word. En hy sê vir hulle, my siel is bedroef tot die dood toe, bly hier en waak. En toe hy 'n bietjie verder gegaan het, val hy op die grond neer en hy begin bid. As dit moontlik was, Here, laat hierdie uur by my verbykom. Vers 37. Waak en bid dan, sê Jesus vir sy disippels toe hy by hulle kom, dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. En hy gaan toe weer weg en hy bid dieselfde woorde. En toe hy terugkom, vind hy hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar en hulle het nie geweet wat om vir hom te sê nie. En hy het vir 'n derde keer gaan bid. Daar's een woordjie wat die hele tyd in hierdie versie herhaal word. Bid. 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 Nou ek wil jy moet gou saam met my agter my aan sê. Ontsteld. Ontsteld. Benoud. Bedroef. Angsbevange. Is dit die goed wat jy baie keer in jou hart voel? Hallo? Ek weet nie van jou nie, hierdie lewe het nogal 'n manier om my ontstel te maak. Hierdie lewe het 'n manier om my nou en dan so 'n bietjie benoud te maak en so bedroef te maak. En die eerste swaard wat Jesus uittrek, toe hy sy geestelike oorlog moet voer, hy gaan op sy knieë en hy begin bid. En hoor gou, ons het van hierdie kansel al hoeveel preke gepreek oor gebed, maar is iets wat nog steeds by die kinders van die Here ver te kort skiet. Ons moet op 'n plek kom waar ons swaard uittrek en sê, this is how I fight my battles. Op my knieë, besig is om te bid, en Jesus was ontsteld en benoud, angsbevange, bekommerd. Hy kap nie ore af nie. Hy roep nie 12 legioen engele nie. Hy bid nie 4 nie. Hy bid nie 'n gat dat hulle almal moet wegval nie. Hy het die mag gehad om dit te doen. Weet jy wat doen? Hy trek sy eerste swaard uit. Hy val op sy knieë en sê, Here, help my, ek het U nodig. En reg deur Jesus se bediening, toe hy op aarde was, het hy 'n paar keer hierdie swaard uitgetrek. Hy het 'n paar keer hierdie geveg met sy swaard. Kom ek gaan vir jou 'n paar lees. In Lukas 3:21, net voor Jesus gedoop word, sê hy, en Jesus was besig om te bid. In Lukas 6 vanaf vers 12 moet Jesus sy 12 disippels uitkies en hy sê, en hy het daarheen gegaan na die berg toe om te bid. In Lukas 5 vanaf vers 16 is Jesus besig om 'n laatse manne te genees. Hy sê, maar hy het hom in die verte laat gaan en het teruggekeer van die mense terwyl hy gebid het. Lukas 9 vers 18. Jesus vra vir sy disippels, wie sê die mense is ek? En hy sê, en toe hy besig was om alleen te bid. Lukas 11 vers 1, leer Jesus die disippels om te bid. Hy sê, en toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid. Ek is amper klaar. Johannes 17 is Jesus besig om vir sy disippels te bid. En die Bybel sê, en hy het sy hande en sy oë opgehef en vir sy disippels gebid. Hebreërs 5 vers 7 praat van Jesus. Hy sê, en hy het met 'n sterk smeking en met trane tot sy Vader gebid. Daar's net een geestelike wapen, net een geestelike swaard wat die kinders van die Here hierdie oorlog sal laat wen, en dit is gebed.
En as dit gewerk het vir Jesus, dan werk dit vir my, want dit het nog nooit sy krag verloor nie. Dit is hoekom die Bybel baie duidelik sê, bid gedurig, bid sonder ophou. Alles wat jy nodig het, vra dit in gebed en jy sal dit kry. As jy moedeloos is, bid. As jy bekommerd is, bid. As jy raadloos is, bid. As jy siek is, bid. As jy verlore is, bid. Maak nie saak wat jou probleem is nie. Vanmôre sê die Here, my disippels, jy het geestelike swaarde nodig om hierdie oorlog te voer en die eerste swaard is gebed. Is gebed. En hoe meer jy bid, hoe skerper word hierdie swaard. Die Bybel skryf en sê die woord van God is soos 'n tweesnydende swaard en dit is hierdie kort swaard wat die disippels gehad het. Jy moet in die gees moet jy steek en jy moet sny. En jy moet steek en jy moet sny. En jy moet steek en jy moet sny. Hoe doen jy dit? Ek doen dit op grond van God se woord. Ek spandeer tyd met hierdie swaard, want hierdie swaard is die waarheid. En hoe meer ek hierdie woord in my lewe kry, hoe skerper word my swaard. Hoe meer kan ek op my knieë gaan en tyd met God spandeer. En hoe meer ek bid, hoe kleiner word my probleme, want my swaard is binne in my sak. Ons kap nie ore af nie. Ons bid. Ons bid. En ek wil jou hier in die begin van Paasfees, wil ek vir jou vra, kry jou swaard reg. Jy gaan nodig hê om te bid. Meer as enigiets anders. Die tweede swaard wat Jesus uitgetrek het, maar ek wil vir jou dit lees in Lukas 22:47. Dis ook hierdie gedeelte waar Jesus gevange geneem word. Hy sê, en terwyl hulle nog spreek, kom daar 'n skare. En hy wat Judas genoem word, die een wat die 12 gelei het, het voor hulle uitgeloop, nader gekom en hom gesoen. En Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? En toe die wat rondom was, sien wat gebeur het, sê hulle vir hom, Here, hoor mooi, moet ons nou die swaarde uithaal? Is dit nie mooi nie? Here, moet ons die swaarde uithaal? Hoekom? Want Jesus het gesê, hulle moet die swaard saamvat. En hoor wat sê Jesus? Hy sê, en een van hulle het die diensknegt se oor afgekap, maar Jesus het geantwoord en gesê, dit is nou genoeg. En ek wil vanmôre met jou praat oor die tweede swaard wat ek en jy nodig het, is die gesindheid van Jesus Christus. Sjoe, amen. As ek Jesus was, het ek gesê, ek het mos gesê, kry die swaarde. Ek het mos gesê, julle moet die swaarde kry. Dit is nou tyd om die swaard uit te trek. Dit is nou tyd om te steek en te sny. Maar Jesus sê dit nie. Jesus sê eenvoudig, dit is nou genoeg. Dit is genoeg, moenie die swaarde uittrek nie. Wat vir my een ding sê, dat Jesus het die gesindheid gehad, wat by die disippels ook moes gewees het. Al is almal teen my, al wil hulle my doodmaak, al kom hulle my om my te verraai, al wil hulle my gevange neem, dan sal ek nog steeds die gesindheid hê wat God die Vader van my verwag. Kom gou, wees gou eerlik. Wie sou die swaard uitgetrek het? Kom aan. Man, ek is lus vir 'n fight. Kom man, kom moet ek net van my baadjie gou ontslaa raak. Ek tel 3, dan moet julle weg wees, of jy weet, ons maak mos die vensters so oop en dan skel ons hulle so deur die venster as hulle verkeerd ry, of ons wys hulle so die vuis. Man, jy moet net 2 keer in my rigting kyk en jy lê. Man, jy het 'n verkeerde dag gekies om met hierdie boertjie moeilikheid te soek. Dis ons geaardheid, maar Jesus sê nee, dit is nou genoeg. En daarom sê Jesus dat jy net 2 swaarde nodig, die swaard van gebed en die regte gesindheid. En op Palm Sondag wil ek vir jou een ding leer om Jesus se gesindheid te kry. Filippense 2 sê so mooi, hy sê, en hierdie gesindheid wat in Jesus Christus is, moet ook in julle wees. Ek weet nie van jou nie, ek skiet ver te kort. Ek skiet ver te kort. Handelinge 8:32
Soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, soos 'n lam wat stom is voor die man wat hom skeer, so het hy nie sy mond oopgemaak nie. Hy het nie 'n woord gepraat nie. Hy het gegaan stil om die prys te betaal. Die regte gesindheid was in Jesus. Jesaja 53 vers 7 sê, en hy het nie sy mond oopgemaak soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei geword het nie. Nee, hy het geweet dis moeilik, maar hy het geweet dit is 'n pad wat hy moet stap en sy gesindheid gaan die oorlog wen. Ek wil vanmôre gou vir jou sê, jou gesindheid in die geveg, jou gesindheid in die oorlog, jou gesindheid teen jou vyand gaan maak of jy wen of jy verloor. Net jou gesindheid. In Lukas 23 vers 3 het Pilatus vir Jesus gesê, ek hoor jy sê jy is die koning van die Jode. As dit nou ek was, dan het ek gesê, ja, en? Wat? Ek is mos die koning van die Jode. Wat wil jy maak? Maar hy sê, en Jesus antwoord hom, jy het self so gesê. Die oomblik toe Jesus die geleentheid kry om te praat, Jesus kon baie dinge gesê, Jesus kon hulle vertel het, hoe hy in hulle gepreek het en nie die evangelie gevat het nie, hoe hulle nie in die gesalfte mag raak nie, hoe hy die seun van God is, hy kon hulle 'n bietjie hier gedreig het en gesê, ek gaan julle almal in die hel werp, hy sê, jy het so gesê, die gesindheid is reg, en oorgehou, mense trap op ons, hallo, mense mors met ons, maar dieselfde gesindheid wat in Jesus is, moet in my wees. This is how I fight my battles. Weet jy hoekom? Want God is die een wat die wraak neem. Aan hom kom die wraak toe. Die Here weet hoe om dit te doen. 1 Petrus 2:27 sê, en toe hy uitgeskel was, het hy nie teruggeskel nie. En toe hy gelei het hy niemand gedreig nie, maar het hy oorgegee aan hom wat regverdig sal beoordeel. Hulle trap op ons, gee dit in die hande van die Here. Hulle mors met ons, gee dit in die hande van die Here. Hulle moet nooit iets van jou kan sê nie. Jou gesindheid moet ooreenstem met die gesindheid wat in Jesus is. Kan jy onthou? Toe hulle Jesus teen die kruis op het en paar oomblikke voor hy sterf. Kan jy onthou wat doen Jesus? Hy begin skree en hy skel die soldate. En hy sê, julle is vervloek en julle gaan in die hel beland. En Jesus praat alles wat nee, hy sê, Vader, vergewe hulle. Sjoe. Vader, vergewe hulle. Vader, vergewe hulle. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ek wil vanmôre vir jou goeie raad gee. As ons in 'n geestelike stryd is, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Trek daardie swaard uit. Begin om te bid. Trek jou swaard uit en kry die regte gesindheid sodat jy soos Jesus kan raak. Kan ek gou iets vir jou lees? Matteus 5:38, ek het al baie vir jou gelees. Hy sê, julle het gehoor dat daar staan 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Hallo. Maar ek sê vir julle, dat as 'n slegte mens julle hom nie moet weerstaan nie, maar as iemand op jou die regte wang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, gee ook aan hom jou bokleed. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop ook met hom die 2de myl. Hy sê, gee aan hom wat jou iets vra en wys hom af wat van jou wil leen nooit nie. Julle het gehoor dat gesê, jy moet jou naaste lief hê en jou vyande moet jy haat, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed vir die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Dis 'n tolorder. Dis hoekom Jesus sê dis 2 swaarde. Jy moet geoefen raak in dit. Dis nie iets wat outomaties kom nie. Jy moet oefen om die hele tyd te bid. Jy moet oefen om die regte gesindheid te hê. Hoekom? Dis Paasfees. Die begin van die sterwe en die opstanding van Jesus. Ek en jy moet meer as ooit die regte gesindheid hê, sodat ons soos die kerk van Jesus daar buite kan lyk. Ja, Jesus het baie mag gehad.
Hy kon baie dinge doen. Maar hy trek 2 swaarde uit. Gebed en die regte gesindheid. En ek weet dit staan nou nie in die Bybel soos wat ek dit oordra vanmôre nie. Maar hoor my hart. As jy meer bid, gaan jy later minder dinge hê om oor te kla. En ek weet die Here vat lank. Kan ek gou jou hand sien? Wie bid al lank? You're on the brink of a miracle. Hou net aan met bid. Want op die regte tyd. Iemand vertel my in die week, hy sê, toe die son darm Woensdag of Donderdag die eerste keer skyn. Kyk, toe hang die wasgoeddrade vol, en die boere is besig om lande toe te ry, en dit is te heerlik, maar dit het lank gevat, né? Dis hoe gebed ook werk. Want weet jy wat gebeur? Terwyl dit so gereën het, het die ondergrondse watertafels water gekry. Daar was 'n doel gewees met die lang tydperk. En vanmôre wil die Here sê, jy sien dalk nie die doel nie, hou net aan met bid. Hou net aan met bid, want die son sal weer deurskyn. En hoe langer dit vat, hoe groter is jou wonderwerk. Kan ek gou vanmôre vir jou vra, hoe lyk jou gebedslewe? Wil jy nie hier op Paasfees so bietjie na Jesus se woorde luister nie? Kom ons begin 'n gemeente word wat bid. Kan ek gou vir jou vra, hoe lyk jou gesindheid? Hoe lyk jou gesindheid? Jesus is vir ons die voorbeeld. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir Palm Sondag. Die Sondag waarop die koning van die konings Jerusalem ingery het. En ja, Here, ek besef vanmôre dat as ek nie gaan uitroep en die naam gaan groot maak nie, gaan die klippe dit uitbasyn. Daarom kies ek vanmôre om die naam groot te maak en nie te loof en nie te prys. Hy is die koning van die konings, die Heer van die Here, die verlosser, die opgestaande Jesus, wat opgevaar het hemel toe, wat vir my 'n plek voorberei, wat die Heilige Gees gestuur het en my ook eendag weer kom haal. En Here, in hierdie Palm Sondag is hy besig om met die disippels, maar ook met die kerk en die kinders van die Here te praat en vir ons te sê dat hierdie is 'n geestelike geveg waar ons in is. Ons het net 2 wapens nodig, gebed en die regte gesindheid. En ek wil vra, Here, leer ons, help ons om te bid, Here, soos nog nooit van tevore nie. Here, U self gesê, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Help ons, Here, om deur te bid tot ons antwoorde kom. Here, my gesindheid is nie altyd so mooi nie. Is nie altyd so skoon nie. En Here, help my om die gesindheid wat in Jesus is, ook te kan openbaar. In die naam van Jesus. Amen en amen.